Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande biduur geleentheid. Soos jy weet, is ons besig in 'n reeks waarin ons bid en onsself voorberei vir die viering en die herdenking aan die koms van die Heilige Gees. Pinkster. Vir die volgende paar weke gaan ons baie spesifiek saam bid vir hierdie herdenking, hierdie feesgeleentheid wat gelowiges reg oor die wêreld elke jaar saam herdenk. Vanaand dink ons terug aan verlede Sondag se erediens. In Johannes hoofstuk 14 het ons gekyk en geluister na die belofte van ons Here Jesus Christus self, dat hy, as hy teruggaan om op sy troon te gaan sit, in sy plek vir ons 'n ander voorspraak, 'n ander tussenganger te stuur. Die Gees van waarheid, die parakleet, die versorger, die helper, die leidsman, die Heilige Gees. Ons het gehoor hoe hierdie Gees vir ons sal intree, vir ons sal help. Hoe hy vir ons as 'n regsverteenwoordiger sal optree, om ons te lei. En hoe hy ons sal troos met die waarheid van wat Christus vir ons gedoen het, en dat ons bevry is. Vanaand kyk ons spesifiek na daardie selfde gedagtes. Maar, hoe Paulus dit verstaan, wanneer hy in Romeine 8 vir ons skryf van hoe daardie Gees in ons woon, en ons in gemeenskap met die Gees moet woon. In hierdie teksgedeelte lees ons Romeine 8, vanaf die 14de vers. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle wat deur die Gees van God gelei word, het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer hoef bang te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig, wat Christus al reeds gedoen het, wat bevestig dat ons kinders van God is, aangeneem is. En deur hom, deur die Heilige Gees, vry en met vrymoedigheid kan uitroep, Abba, Vader. 3 gedagtes uit hierdie gedeelte vanaand. In die eerste plek, hoor ons in hierdie gedeelte, dat die Gees is nie net 'n mistiese krag, 'n energie, wat ons kan manipuleer, en ons kan gebruik om God se arm te draai, soos wat dit soms in ander kerklike tradisies voorgestel word. Die Gees is 'n persoon, en die derde persoon van die drie-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees, al drie volledig en volkome God. Met ander woorde, die Gees se leiding, die Gees se werk is soewerein. Hy is in beheer as God. En soos ons gehoor het, die apostel sê, die Heilige Gees lei ons, en ons moet die Heilige Gees volg. Hierdie woord wat hier gebruik word in die oorspronklike teks, word baie spesifiek vir ons in 'n passiewe vorm gesit. Met ander woorde, uit onsself uit, gaan ons nie aktief die Heilige Gees wil volg nie. As slawe vir die sonde, is ons geneig om ons eie begeertes te volg. Maar, die Heilige Gees het gekom om ons te lei, soos blindes gelei word. Hy gryp ons en vat ons. Ons volg dan in afhanklikheid van hom, die wil van die Vader. Jesus sê, ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van die Vader. Die Heilige Gees doen nie sy eie wil apart van die wil van Christus, apart van die wil van die Vader nie, maar dieselfde wil van die Vader, van Jesus Christus, om die Vader te verheerlik, om ons te wys na Christus se verlossingswerk. Dit is die werk van die Heilige Gees. En hy doen dit in die harte van gelowiges, wat in afhanklikheid op hom wag, en
sensitief is vir sy leiding. Hy maak ons oop vir die waarheid van die skrif. Hy inspireer hierdie skrif, en die skrif wat hy geïnspireer het, lei ons soos 'n lig op ons pad, sê die psalmis, in die weë en die wil van die Vader. Dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte wat uit hierdie gedeelte na vore kom, is dat die Gees maak 'n breuk, bring skeiding tussen die vorige gees van die vlees, van hierdie wêreld, wat in ons harte geregeer het, die gees van slawerny, en wat die gees van kunskap in ons harte moet wees. Daar's 'n breuk, en die Gees wys ons daarvan. Hy kom bevry ons, wys ons op die werk wat Christus te doen het. Hy kom vat ons, gryp ons en vat ons weg van onsself af. Daai ou gevange, afhanklik van ons eie behoeftes, najaag van ons eie eer en begeertes, dit is klaar. Dis weg. Hy lei ons nou in die wil van die Vader om vry te wees as kinders van God. Aangenome kinders van God, mede-erfgename van ons Here Jesus Christus. Hy herinner ons dat daar 'n breuk is van die bindings wat ons in sonde gehou het. Daardie goed kan nie meer ons lewens kenmerk nie. As ons kinders van God is dit verby. Die ou mens is dood aan die kruis saam met Christus. Die nuwe mens is vry van die sonde en lewe ewig. Daar is geen meer houvas van die dood meer op ons lewens nie. Die derde gedagte. Deur hom, deur hierdie Heilige Gees, in afhanklikheid, kan ons nou nie meer in vrees vir die toorn van die Vader nie, vir die wraak wat hy oor die sonde gaan uitspreek en gedoen het in Jesus Christus nie, maar ons kan soos kinders vry wees en na hom toe gaan as ons Abba Vader. Charles Spurgeon gebruik mos daardie pragtige beeld van om op 'n vader se skoot te klouter en ons hartsbegeertes en ons behoeftes in sy oor te fluister, om na hom toe te hardloop wat met oop arms wag om ons te ontvang. Daardie liefdevolle, intieme Abba Vader. Die Gees leer ons dat ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie te voel ons kan nie tot God nader nie. Maar ons wil juis so gereeld as moontlik in gebed na hom toe kom. Geliefdes, as ons hierdie woorde van die apostel vanaand hoor, dan hoor ons dat die apostel ook vir ons wil vra. Vir ons wil sê, kyk, luister, dink hieroor. Luister jy dalk nog vanaand as 'n slaaf in vrees na die gees van vlees wat eens in jou lewe geheers het? Of besef jy en volg jy die woord van die Here? Volg jy die Heilige Gees se stem wat die woord van die Here vir jou oopbreek? Lei jy? Volg jy juis waar hy lei? Lei jy nog aan daardie lang ei, lei jy nog aan daardie slawe mentaliteit? Of het jy al die gees van aanneming in jou lewe wat oorneem?
As ons vanaand bid, dan bid ons spesifiek dat die Here hierdie duidelik vir ons sal maak deur die werking van sy Heilige Gees. Ons wil bid vanaand vir 'n paar sake. Ons wil bid in die eerste plek vir die erkenning van sy teenwoordigheid. Die Heilige Gees is met ons, hy lei ons en ons wil hom dank vir sy leiding. Ons wil ook vir Jesus Christus dank dat hy vir ons die Gees gestuur het. Die Vader loof en prys vir sy goedheid en sy liefde en sy genade vir ons. Natuurlik wil ons bely dat daar in sekere aspekte van ons lewens dalk nog slawe gedrag is, dat ons dalk nog optree soos die wat gebind is en gebonde is aan die sonde. Ons wil dit na die Here toe bring. Ons wil erken dat ons hom nodig het. Ons wil erken dat ons graag vry wil lewe as sy kinders. Ons wil die afhanklike roep na die Vader aktief begin doen. Ons wil aktief begin leef as kinders van God, wat sonder hom en sonder sy daaglikse aanhoudende leiding nie alleen kan nie. Ons wil vanaand in gebed kom intersessie doen, intree vir ons gesinne. Dat die Here ons huwelike sal veilig hou, dat die Here ons eggenote sal beskerm, sal seën, ons kinders sal groot maak. Hy self, deur sy woord, deur ons as uitdraers van sy woord. Ons bid vir ons dorp en ons werksplekke. Ons bid vir ons skole. Ons bid vir ons gemeente en vir ander gelowiges, dat die Here sy kerk sal aanhou bou. Ons bid vanaand saam met die afhanklikes, saam met die wat siekte ervaar, die wat beswaard en dalk moedeloos is. Ons bid vir die wat onseker is in hierdie tye, nie net in terme van ons geloofslewe nie, maar algehele onsekerheid ervaar. Ons bid dan ook dat die Here ons sal verander, dat ons met toewyding sal toetree tot die geestelike stryd wat om ons woed en in ons woed, en dat ons aktief sal luister na die leiding van die Gees, wat ons herinner aan wat Christus vir ons gedoen het, en vir ons sy werk, sy voltooide werk, weer wil wys, sodat ons as sy liggaam sal leef. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie vanaand eerstens vir Jesus Christus. Here Jesus, en vanaand wil ons vir U kom dank, vir wat U vir ons gedoen het, en dat U vir ons U eie Gees gegee het, gestuur het, sodat hy vir ons hierdie waarhede sal oopbreek en ons sal lei daarin. Heilige Gees, ons vra, sal U ons kom gryp, sal U ons kom neem, elke tree van die pad, in U lig en in die lig van die woord, vir ons sal voorgaan, en vir ons sal voorspraak wees, in ons daaglikse lewe en ook vir ewig. Heilige Gees, dankie, dat U ons kom herinner, dat ons nie langer slawe is nie, nie langer gebonde is aan die sonde nie, maar nou vry en aangenome kinders en mede-erfgename van ons Here Jesus Christus kan wees en so kan leef. Met lof en dank in sy naam prys ons U. Amen.